So gaan na Jakobus 1 vers 22 en met dit gee ons gou al ons kruiskykers net 'n lekker handeklap. Halleluja! Is lekker om saam met kruiskykers in hulle huis te wees en ons gaan na Jakobus 1 vers 22. Ons is besig om te praat en dis nie anders aan apart van die oggend nie. Die krag moet nog steeds vloei. Ons is besig om te praat dat die wonderwerk is in die doen, dis in die reaksie, is in die beweging. Nou, ek wil vanmôre met 'n mense praat wat ek glo hier is en ek glo dat ons is besig om hierdie boodskap uit te dra waar ons gaan. En ek kan nie net sê ons is kinders van die Here nie. Ons moet lyk soos kinders van die Here. Jakob beteken dit nuwe karre, nuwe huise, nuwe klere. Nee, dit beteken dat ons moet die vrug dra wat by die bekering pas. Dat hoe sal ons geken word as disippels van Christus? Ons sal geken word in ons liefde vir mekaar. Maar ook as kinders van die Here deur ons dade, dat ons die woord sal begin vat. Nou ek praat vanmôre met mense wat die Here vertrou vir dinge om te gebeur. Is daar sulke mense vanmôre hier? Daar's 'n paar dinge wat jy so aankyk. En jy kyk dit aan en jy het dit nou vir 'n paar jaar aangekyk en nou sê jy, ek het nou die streep getrek. Met wie praat ek vanmôre hier wat gesê het, genoeg is genoeg. Tot hiertoe en nie verder nie. En ek doen dit met die gees van die Here. Ek doen dit met die gesindheid van Christus, waar ek nog steeds lief is, maar daar's 'n heilige toring wat besig is om in jou op te staan om te sê, Here, u woord sê, ek kan spreek en ek weet dat ek die dinge kan roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Here, ek het dit nou vir maande moontlik saggies geroep, maar nou moet ek met hierdie berg begin praat. En dit moet verander. Kom, Pastoor Gustav praat baie kere van daai klein hondjie en ek wil amper, ek kan dit nou nie lekker onthou hierdie woord wat ek nou geleer het, wat ek weet baie in ons woordeskat is en omdat hy Afrikaans is hy baie kragtig en meeste van die Amerikaners verstaan hom al reeds. Maar Pastoor Gustav praat altyd van hierdie klein hondjie wat wanneer hy by jou deur uitsleep en is miskien jou hondjie waarvoor jy lief is en jy sit met haar of met hom op jou skoot want dit is mos 'n asempie, net solank daar 'n asempie in die huis is. Maak nie saak hoe morsig daai asempie baie keer kan wees nie. Maar wanneer die hond uitsleep en jy's op pad werk toe, want jy loop werk toe en is reën en die weer is sleg en jy sê vir die hondjie, maar gaan nou maar huis toe, of dit nou Cassie is en baie mense gee vir hierdie klein hondjies groot name, soos Pastor Natasha. Ek weet nie of julle al gesien het nie, maar Rex is klein, maar hy het 'n groot hondnaam. Is gewoonlik hulle, onthou jou naam is 'n profetiese verklaring. Is belangrik dat u en ek ons name sal begin bestudeer. Jou naam is 'n profetiese verklaring van dit wat jy gaan word. Wanneer mense vir hulle self voorstel, het jy nodig om te hoor, jong, hoe stel hulle self voor, want hulle waarsku jou eintlik. Nou daai klein hondjie het 'n groot hondnaam. Nou baie kere sal jy mos nou sê, ag man, ou Faidu of Vlekkie, gaan nou maar huis toe, en jy gaan sit vir Vlekkie by die huis in, en dan kom Vlekkie weer uit, en jy's halfpad werk toe, en Vlekkie wil saam met jou werk toe gaan, jy gaan sê, ag Vlekkie, gaan nou maar huis toe, maar dan kom 'n oomblik, wanneer jy nou, my ouma het 'n gesegde gehad, en ek kan hom nie op die preekstoel gebruik nie. Maar dit het met aartappels te doen, en dit het met stokke te doen. Dis 'n paar groot mense wat weet. Waar jy die aartappel op die stok sit, dan sal jy hom later kry. Wanneer jy nou genoeg gehad het. Sien, 'n paar van ons het nodig om by 'n maand te kom en ons is besig om aan die einde van hierdie maand te kom en dan gaan ons in die helfte van 2026 wees. Kan u dit glo? In die helfte van 2026. U het nog gekla oor die verkeerde Kersgeskenk. Hier is ons Kersfees alweer. Jou kinders is nou nog kwaad omdat hulle nie gekry het wat hulle wou hê nie. U het probeer opmaak deur 'n groter paaseier te gee en hulle is nou nog nie tevrede nie. En hier is die einde van die jaar alweer naby. Dat jy by 'n maand, by 'n reeks sal kom waar ons sal sê, maar ons praat van die manifestasies en die aksie, ek moet reageer op die woord en ek wil die skrif lees, sodat u sal sê dat die pastoor het daarom 'n paar skrifte, ek het 10 eintlik en hulle sê jy moet net 4 gebruik.
Jakobus kom in hoofstuk 1 vers 22 en hy sê, word daders van die woord en het hoorders wat julle self bedrieg nie. Die engel sê dit so oulik, hy sê dat jy nie vir jouself, dat jy nie sal foolish wees nie. Dis nog sag. Wie van u het groot geword en jy mag nie gesê het, jy mag gesê het jok, maar jy mag nie gesê het lieg nie. Jongens, 'n paar van die kinders, hulle het dit maklik. Daar's 'n paar dinge wat net nooit bespreek was nie. Kom, as een onderwerp wat ons nou nog nie regtig oor vrylik praat nie, maar daar was nooit van kanker in geselskap gepraat nie. Wie van u is in daardie generasie gewees? Dan het jy gedurig gehoor, maar jy mag nie uit die huis uit praat nie. Maar jy mag nooit, jy mag gesê het jok, maar lieg was 'n vloekwoord. Maar hier is die woord duidelik, dat wanneer ek nie die woord doen nie, en ek weet, ek praat met 3 groepe mense vanoggend, ek praat met mense wat sê, Jaco, ek dien lankal die Here. Ek het al groot geword, ek het moontlik groot geword in die kerk, en dan is daar 'n groep wat sê, ek het nou tot so onlangs by die Here gekom, en hulle is iewers daar in die middel, en dan is daar moontlik iemand wat sê, maar ek wil God 'n kans gee, en ek wil graag hierdie 3 groepe by mekaar bring, om te sê, aan almal van ons is dieselfde vereiste, dat ons die woord bedoen. Wanneer ek die woord gaan toepas, gaan ek die uitwerking, of die gevolg, of die belofte van die woord sien. Daar moet 'n plek kom waar ek vir hierdie hondjie sê, in steede van, ag, gaan nou maar. Baie van ons maak nog so met ons omstandighede. Ons praat maar mooi met dit. En ek sê nie hierdeur dat ons moet lelik praat met ons mans, vrouens en kinders nie. Nee, met jou kollega nie. Nee, ek sê dat ek 'n benadering sal hê vanuit die binnekamer. Dat ons 'n benadering sal hê vanuit die binnekamer, dat daar 'n manier sal wees hoe u en ek, wanneer ons wapenrusting nie uittrek nie, maar aantrek en aanhou, wanneer ons uit die binnekamer kom en ons het daar die oorlog geveg, dat ek die reus in die gesig sal staar en sê, hierdie berg moet skuif. En ek weet, my God het dit reeds gedoen. Sien, daar is verskeie skrifte waarna toe ons verder kan gaan, veral wanneer dit kom op mense wat hulle eie beloftes vertraag het. Hy het dit reeds gedoen. Wanneer ons praat oor Christus wat aan die kruis gesterf het en dit vir my en u gedoen het, stel hy nou ons in staat dat dit nie net vir ons gebeur of aan ons gedoen word nie, maar nou deur ons moet gebeur. U sit met die sleutel. 'n Paar van u wonder hoekom ek so vinnig praat. Ek kan nie te lank stil bly nie, of ek kan nie te lank stil staan nie, want dan raak 'n paar van u bekommerd. So ek moet aan die beweeg bly. So ek kan ook nie te lank die preekstoel vashou nie. Dan is die ushers nie weer agter. Kom nou deur dit, familie. Ons kan nie oor dit kom nie, laat ons nou deur dit kom. Wie van u weet dat dit wat die vyand tans in jou lewe probeer bewerkstellig en jou laat dink dat dit skade en skandes gaan die Here omdraai vir die beter. Maar ek moet dit vanmôre toelaat. Ek het nodig om te sê dat ek identifiseer, ons maak nie asof hierdie dinge nie gebeur nie. Ons kom en ons sê dat deur dit alles bly God nog steeds God en God bly altyd goed, al gaan dit nie so goed met my nie. Sy gedagtes is opgemaak. Sien, u kan nie vanmôre hoop verloor nie. U het nodig om die veglus terug te kry. U moet weer toetree tot die geveg. Party van ons sit aan die een kant. Verskeie skrifte sien ons. Johannes 5 sien ons in vers 6. Sien ons die man wat daar by die bad sit en hy sit en daar is amper vir 38 jaar. Hy was siek vir 'n baie lang tyd en ons het baie min tyd oor om oor hierdie 2 mense te praat. Ons sien ook dat selfs in Johannes en verskeie van die evangelies waar daar van die vrou van bloedvloeiing gepraat word, sien ons dat daar's mense wat weet dat die antwoord is in hulle omgewing. Nou, ek weet dat ons kan dit kwalifiseer deur te sê dat hulle het moontlik, want Jesus het geloop vir 3,5 jaar, so daar was 3,5 jaar wat hulle geleentheid gehad het om 'n woord wat lewendig was te kon hoor. Sien, is die tradisies, die oorleweringe, 'n woord hoor, maar hom nie doen nie, wat God se woord kragteloos maak. So was daar mense deur die eeue wat profetiese woorde gehad het en die skrifgeleerdes en die fariseërs, hulle het geweet dat daar was lewe wat sou kom en hierdie mense, nou het hulle nodig om hierdie woord te ervaar wat lewendig is.
38 jaar, 12 jaar, en wanneer u die skrifgedeelte sou gaan hoor en lees van die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, dan sal u hoor dat Jairus se dogtertjie was ook 12 jaar oud gewees. So terwyl sy lewe voel, hoe lewe uit haar gaan, is daar lewe wat in 'n familie kom. Die vyand is agter die lewe in jou familie. Dood en lewe lê in die mag van die tong. Hy wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Ek word versadig deur die vrug van my lippe. Die vyand is agter die lewe aan. Vir hierdie rede die Seun van God gekom, sodat die werke van die Satan verbreek kan word, en dat ons kan hê lewe in oorvloed. 'n Paar van ons het net nodig om daai lewe in oorvloed te kan in ons mond kry, want 'n paar van ons dink dat dit gaan oor die baie huise en die baie motors. Nee, dit gaan sodat ek kan doen wat hy wil hê ek moet doen in hierdie aarde. So sien ons daai dogtertjie, sy sterwe. Ons sien dat hierdie vrou 12 jaar lank, hierdie is haar oomblik. Sy maak haar gedagte op. So sien ons Jesus kom by die man, Johannes 5 vers 6, en het sê dan, toe Jesus hom sien lê, hy sien jou waar jy is. Hy's reg om die gebroke storie te ontmoet waar die storie gebreek is. Kom, wie van u se storie het hier en daar 'n paar hakplekke? Nou is 'n paar jong mense wat nie weet wat head cleaners beteken. Ek praat nie van om jou kop skoon te maak. Ek weet, meeste van ons het terapeute en ons het beraders waartoe ons gaan. Ek praat van daai ou videomasjien wat jy sy koppe moes skoonmaak. Kom, 'n paar van julle is ook besig om jou kinders se kop skoon te maak. Daar's mense wat nie vanmôre diens toe kon kom nie, want hulle moet wag dat hulle koppies oopgeskiet kan word. Net 'n paar van julle sal weet. Jy weet as jou familielid die tyd van die oggend 'n stukkie soutvis soek, hoe rof die nag was. Sien, ons wil nie die woord werk toe vat nie, en ons wil ook nie die woord in 'n werklike situasie toepas nie. Ons wil hom vergeestelik hier. Nee, hier wil ek vir julle sê, kan ek 'n snytjie brood vat en ek kan versiersuiker opsit en jy kan dink dis koek. Nee, dis brood met versiersuiker. Maar hier's vars brood in die huis van brood wat ons moet huis toe vat en ons moet hom breek, ons moet hierdie woord toepas. Anders te gaan ons nie die resultate van die woord sien nie. Hy sien jou waar jy is. Hy ontmoet die gebroke storie waar die gebroke storie is. Hy kom en hy sê dat hier en daar lyk dit asof daar 'n paar hakplekke is. Kom, 'n paar van ons lewens, ons steek vas op dieselfde plek. Hy kan moontlik 'n ander dag wees, maar hy steek vas op dieselfde plek. Hy's hier om daai siklus te breek. Hy's hier om daai sirkel te breek. Hy's hier om te sê, jy gaan deur hierdie kom en hierdie gaan deel wees. Hierdie is nie jou storie nie. Hierdie gaan deel wees van jou storie. Party van ons het gaan sit en ons het besluit dat dit is nou maar waar en hoe dit eindig. Hier sit getuies hier, jong kinders wat verloor was aan die dood, kanker oor hierdie plek, mense wat hier gekom het, oorkom het, wat 'n oorwinnaarskreet vanmôre het om te sê, kanker was nie die laaste sê oor my lewe nie. Tot onlangs, of het nou bloedkondisies, suikerkondisies, hoë suiker, lae suiker, hierdie is nie die laaste oordeel, hy het die laaste sê. Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê vir hom, wil jy gesond word? Nou, sit u self. Kom, wie van u was onlangs onwel? Dit mag mos nie sê siek nie. Onlangs. Daar is nou niks erger. Ek weet nie of ons baie keer die aggressie en die woede gebruik om deur ons situasies te kom nie. Nou ons Suid-Afrikaners, ons hou daarvan om oor dinge te lag, veral as dit traumaties is. Dis eintlik ook skriftuurlik, want 'n vrolike gees bevorder die genesing. 'n Vrolike gees bevorder. Nou ek sê nie jy moet grappies maak omtrent ander mense se probleme nie, maar dis 'n manier hoe ons as Suid-Afrikaners deur moeilike tye kom. Jesus kom en hy ken en hy sien die situasie. Kom, hoeveel van u was al siek of in 'n moeilike posisie en dan vra iemand vir jou, maar wil jy gesond word? Kom,
Jy het die dopamine hit gekry terwyl jy gekla het. Kom baie van hulle kom en hulle praat met ons, want eintlik wil hulle nie verander nie. Hulle wil net hê dan moet iemand wees wat weet hoe hulle voel. Jesus kom en hy sê, ek gaan hom by die slaghaar, gaan ek hom vanmôre gryp. Ek gaan vir hom vra, wil jy gesond word? Nou dis die laaste ding wat ons wil hoor, wanneer ons siek is. Maar natuurlik wil ek. Kom, is daar 'n paar van die vrouens wat vanmôre saam met my kan getuig, want ek weet ek is een van daai mans, dat wanneer jou man siek is, dan wil hy sy ma hê. Berikkie, jy kan nie so onder jou hand lag nie. Jy kan maar doen, hulle kan aandra, maar niks gaan goed genoeg wees nie. Wil jy gesond word? Sien, 'n paar van ons het nodig om onsself in die spieël te kan staar en na onsself te kan kyk en sê, maar wil ek hierdie situasie moet verander? Nou, as ek wil hê hy moet verander, ek het 4 minute oor en ouers wat die baba gaan inseën, kom na vore. Musikante kom, net laat julle my help anders te gaan. Almal wat nou teruggekom het, omdat hulle gesê, die vorige pastoor het te lank gepreek, nou dat hulle teruggesê, hulle, o nee, hy het nou ook 'n lang asem gekry. Hoe is dit dan dat ek na my situasie kyk, en ek pas dieselfde dinge toe, maar ek verwag daaraan uitkoms gaan wees, wat anders gaan wees? Nee, hy kom en hy sê vir die man, hy sê, maar wil jy gesond word? En toe sê die man vir hom, en die sieke antwoord hom en sê, Here, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Sien, ons hou nie daarvan om op hierdie ongemaklike plek te wees nie. Ons hou nie daarvan om by 'n plek te wees en ek moet 'n liefde kry vir bely en bekeer. Maar dis al hoe ons die situasie gaan gedraai kry, dis al hoe ons toegang gaan hê tot krag wat vloei in die plek, dis al hoe ek gaan 'n versterking in my hand kry om aan te gryp die woord en te sê, Here, ek gaan nie los totdat U my deur of uit hierdie situasie haal nie. Verskonings gaan aan my pad toe kom. Hoekom en waarom? En ek gaan baie kere ander mense die skuld gee en ek gaan moontlik vir myself probeer jammer voel, maar ek het nodig om op te staan in hierdie dag. Die Here wil U uitbreek. Die Here wil U vergroot. Die Here wil hê dat U moet sien dat die woord wat waar is in U lewe gemanifesteer kan word wanneer ek gebruik, wanneer ek toepas. Ek moet dit doen. Ja, kom maak dit vir my nog meer eenvoudig. Moenie wag dat iemand hande op jou moet lê as jy moontlik siek of ongesteld is nie. Lê jou hande op omdat jy glo dat daar sal hande opgelê word op die siekes en hulle sal gesond word. Moenie wag dat iemand van buite af moet kom begin aktiveer. As u 'n sieke sien, gaan hardloop. Hierdie is die geleentheid. Wanneer u sien dat daar's iemand wat besete of beset word deur die duiwel, u sal woord spreek en daar sal vryheid kom. Is tyd dat ons sal die woord begin aktiveer. Jaco, is dit net vir geestelike dinge? Nee. Dis in die aarde waar ons is, in ons werksplek waar ons moet wees, dat ek begin geloof sal vat. Geloof sonder aksie. Geloof sonder aksie. Maak dat ek gaan sit waar ek sit, by hierdie bad, en gaan sien hoe die wonderwerk verby my gaan. Hierdie is die dag wat die Here U wil transformeer, deurdat U aangryp die woord en doen. Hoe vat ek hierdie woord huis toe vandag? Ek is so bly U het gevra. Wat is dit wat U tans wil hê moet verander in jou lewe? Ek sê nie dat dit gaan deur krag of geweld nie, dit gaan deur God se gees wees. Vra die Here vanmôre, Here, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? Wat is dit wat U wil hê ek moet sê? Wat is dit wat U wil hê in hierdie dag ek moet demonstreer? Wat is dit wat U wil hê ek moet doen? Sodat ek 'n reaksie kan sien. Ja kan sê, waarvoor die hemel reeds ja gesê het. Wat is dit wat ek moet doen?
So kom hierdie familie vandag. En hulle doen wat die woord sê. Sonder dat daar veroordeling is. Wie van u weet, in Christus Jesus is daar geen veroordeling nie. Baie keer sukkel ons met kinders wat nie die Here dien nie. Maar as ouers het ons nie gedoen wat ons moes doen nie. Hierdie is 'n oomblik van bekering en bely. Wanneer ons doen wat ons moet doen. Ouers, jy moet jou kinders na die Here toe bring. Nie deur oordeel of beskuldiging vanmôre nie. Daar's getuies wat hierdie waarheid kan bevestig. Pastoor Gustaf self het menigte bevrydings al, kom ek sê, gefasiliteer, gedoen. En dan wanneer op 'n gegeewe oomblik, wanneer die Here sê dat hierdie kind, wat nou 'n vrou is, man is wat voor hom staan, hierdie kind was aan die vyand geoffer, offer haar terug, hom terug na die Here toe, vind die bevryding plaas. Sien, ons maak dit groot, maar dit's klein in die aksie. Waar hierdie dag, hierdie familie die reg gee om te kan staan. Wanneer Alexis kom en daar's vriende wat op haar pad kom. Kan hierdie familie, hierdie ma, kan intree en sê, ek het gedoen wat ek moes doen. Here, doen u nou die res. Kom, in die eie lewe, mag ons vanmôre die mombakkie laat sak en vir onsself die vraag vra, het ek en u gedoen wat ons weet die woord van ons verg om te doen, sodat ons met vrymoedigheid kan sê dat die Here die res doen. Moenie vanmôre dink dat dit gaan oor dade nie. Ons is deelnemers van God se woord in hierdie tyd. Alexis, ons kom vanmôre. Jou ma het gekies dat hierdie 'n spesiale dag sal wees, waar sy na die Here gebring word en haar ma gaan gedoop word. Groot oomblik vir die familie. Groot oomblik. Ek weet nie of u al gesien het die ywer wat hierdie jong dogter het wanneer sy voor die Here loof en prys. Die honger wat sy het om grootheid van die Here te sien manifesteer in en deur haar lewe nie. Sy sit 'n paar van ons wat baie verskonings het, sit sy tot stilte. En dit is die tipe persoon wat sy nog meer gaan ontwikkel om te wees, want vanmôre kom ons en ons bring jou na die Here toe. En ons spreek 'n seën oor jou lewe uit en sê dat soos wat jy dans en soos wat jy kies om los te breek uit die grendels, die kettinge van beperking deur ander, gaan jy ook ander inlei in die beloofde land. Ja, soos die Israeliete wat uitgelei was en in die woestyn gekies het om te vertoef weens ongehoorsaamheid deur verskonings, begeertes van die verlede. Was daar 'n groep, 'n generasie wat ingelei was. So sal jy hulle inlei in lande waar melk en honing sal vloei. Daarom begin ek te verklaar oorvloed en voorspoed oor jou lewe. Ons weet as gesin en familie dat dit waardeur julle deur is as deel vorm van julle getuie, maar God gaan grootheid in julle laat losbreek. So Here, ons kom en ons seën haar vanmôre. Ons sit haar een kant nie om alleen te wees nie, nee, ons sit haar een kant omdat sy God se eiendom is. Sy sal menigte aantrek weens die heerlikheid wat in haar uitgestort word. Ons dankie vir die gawes en talente, Here, ons dankie dat daar sal groot guns wees wat oor haar lewe sal vloei, het sal haar verbysteek, agterna volg en verbysteek, Here. Here, dankie dat ons begin verklaar oor hierdie lewe, Here, wat voor haar lê, Here. Grootheid. Here, soos in Esther, Here, mag daar guns aan haar bewys word en die scepter na haar uitgesteek word, soos wat ons haar bring vandag na U toe. En ons seën haar
in Jesus naam. Here, ons dankie vir die gehoorsaamheid, Here, van familie en mense, Here, wat saam met ons staan, Here, want ons weet, ons kan dit nie alleen doen nie, Here. Here, familie en vriende en mense wat saam met ons die Here dien, herinner ons dat U is altyd met ons, Here. Dankie, Here, dat U wat deel is van hierdie tapestrie, deel is van hierdie toneel wat gevorm word deur hulle lewe, Here, word verheerlik in hierdie dag. Want dinge van hierdie dag af aan moet makliker, ligter, beter wees, want ons het orde tot ons lewe gebring. Ons het gedoen wat die woord sê. Seën hulle in Jesus naam. Amen en amen. Halleluja. Kom ons staan vanmôre op, terwyl hierdie jong moeder nog na die bad toe gaan. Ek gaan vra dat indien u vanmôre gebed nodig het, natuurlik is ons grootste gebed vir haar dat hierdie water gaan warm word. Halleluja. Maar as u vanmôre gebed nodig het, soos dat hierdie jongman alreeds uitgekom het, vat vanmôre moed. Skep moed, kom uit. Ons gaan saam met u bid. Ons gaan saam met u bid vanmôre. Bedienaars, bedieningsspan, kom en kom uit. Ons gaan saam met mense bid vanoggend. Maak nie saak hoe groot, hoe klein, wat dit ook al is wat u in die gesig staar nie. En wanneer ek sê dit maak nie saak nie, dan sit nie omdat dit nie saak nie. Baie keer is dit die een ding wat mense onvrymoedig maak om uit te kan kom. Moenie vanmôre bekommerd wees wie wat sê nie, hulle is nie daar saam met God, is saam met jou in die situasie. Ons loof U vanmôre. Ons loof U vanmôre, Here. Oh, is 'n sterk toring. Here, ons loof U, daar's niks onmoontlik by die Here nie. Oh, die naam van Jesus. Here, ons loof U. Kom ons kry die manne om saam te omring hier. En hy maak. Kom ons sing dit vanmôre die naam van Jesus. Terwyl Michelle gedoop word, die naam van Jesus. Oh, die naam van Jesus. Oh, hy verlos my. Kom ons sing dit nog so eenmaal. Hoor is 'n sterk toring. Die naam van Jesus, sterk toring. Want hy verlos my van al my sonde in hy maak. Broer John sluit vir ons af. Nooi vanaand iemand uit na die aanddiens. Halleluja. Vader, ek dank U vanmôre, Here, vir U krag, Here, in ons teenwoordigheid. Handelinge 1:8. Ons sal krag ontvang wanneer U Gees vanmôre oor ons kom. Dankie vanmôre, Here, vir hierdie krag. Dankie vir die kosbare woord in ons midde. Here, ons het vanmôre geëet die manna uit die hemel uit, my God. Dankie, Here Jesus. Here, soos die lied sê, elke knie sal buig en elke tong sal bely en vanmôre erken
dat U is vanmôre die Here van die leeskare. Dankie Koning Jesus vir die kosbare woord, Here. So wil ek vanmôre bid, Here, vir die volk, dat die volk vanmôre sal ontvang, Here, die woord van U, Here, wat 'n lig is vanmôre, wat 'n bergvesting is, my God. Help ons vanmôre, dat ons, Here, my Vader, op die voet sal staan, dat ons nie onwankelbaar sal wees nie, maar dat ons sal vas staan en gryp na U vanmôre van die lewe. Here, ek dank U. Psalm 24, Here, die aarde leef uit U. Here, alles wat aan U behoort, Here, Jesus is U seun vanmôre. En ek dank U vanmôre, my God, Here. Seën elkeen vanmôre, Here, wat ingekom het, Here, want ons het U seëninge, Here, in ons lewe nodig, my God, in die magtige naam van Jesus. Amen.